Ons skriflesing vanaand dan, Hebreërs 12, en ons gaan daar net die eerste 3 verse saam lees. Ons het vanoggend die hele gedeelte daar van Hebreërs 12 tot vers 15 gelees, maar vanaand lees ons net die eerste 3 verse. So Hebreërs 12 vers 1, daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê, en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op hom, wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Ons lees dan net daardie 3 verse. Ons teks van oordenking vanaand is dieselfde as vanoggend. Vers 1, daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en dan ons fokus vanaand, en dit alles sluit dan in mekaar met vanoggend se boodskap. Ons fokus is, en met volharding die wedloop loop. En so is ons tema dan vanuit hierdie eerste 3 verse, vanuit ons teks van oordenking en daai woorde, wedloop in die geloof. Nou iets wat interessant is van hierdie gedeelte, is as 'n mens na die verskillende vertalings gaan kyk. Ek het vanoggend, ons doen elke oggend by die Sondagskool, doen ons 'n vasvraag, en dat die kinders ook meer van die woord leer, en een van die vrae was, uit watse vertaling uit lees ons? En so is dit belangrik dat 'n mens dit weet, en ook na verskillende vertalings partykeer gaan kyk. So, wat interessant is, hier is die opskrifte. In ons vertaling staan daar, volharding onder beproewinge volgens die voorbeeld van Christus. Die nuwe vertaling gee die opskrif daar, die oog moet op Jesus gefestig wees. Dan as mens na die nuwe direkte vertaling toe gaan, dan staan daar aanmoediging om te volhard. En al hierdie vertalings se opskrifte is eintlik reg, maar almal fokus op 'n verskillende punt van hierdie gedeelte. Maar dan gaan 'n mens na die Engels toe, spesifiek die King James Version. Hy deel vers 1 tot 3 op sy eie op, hy gee hom sy eie opskrif, en hy sê daar, die opskrif van Hebreërs 12 vers 1 tot 3 is, gaan dit nou maar net Afrikaans te vertaal, die wedloop van geloof. Dis waaroor hierdie 3 verse gaan. Dit waarop ons vanaand wil fokus, waar ons eintlik vanoggend alreeds begin het, is die wedloop in die geloof, ons tema. Die woord gebruik meer as een keer die voorbeeld van 'n wedloop. Hy gebruik die voorbeeld van 'n atleet om die geestelike, Christelike lewe voor te stel. En dis vir ons so mooi, so interessant dat hy hier dieselfde voorbeeld gebruik. Want soos ek vanoggend vir u gesê het, dit begin eintlik met Hebreërs 11, die geloof hoofstuk, met die geloofshelde, en hy kom noem dan al hierdie name, en hy begin daar, en hy gaan deur al hierdie name as voorbeelde, en dan begin Hebreërs 12 met, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het. So hy gebruik die voorbeeld, hy sê, julle hardloop hierdie wedloop, maar kyk die skare, kyk die voorbeelde wat julle het, hierdie mense rondom julle, hulle is vir julle 'n voorbeeld, die geloofshelde. Want in Hebreërs 11 word hulle opgenoem as voorbeelde van hulle lewens van geloof, hoe hulle dit uitgeleef het. En dit moet vir kinders van die Here wat besig is met die Christelike wedloop, moet dit 'n voorbeeld wees. Moet dit 'n aanmoediging wees, dis soos daai skare by 'n wedloop, wat hulle aanmoedig, hardloop, jy kan dit doen, jy moet gaan. Soos hierdie voorbeelde daar vir die aanmoediging. En dan met hierdie voorbeeld wat ons het van hierdie geloofshelde, begin die gedeelte, hy sê, laat ons dan, wat moet ons as kinders van die Here doen? En dan gee hy presies vir die kinders van die Here die instruksies, hoe moet hulle hierdie wedloop in die geloof hardloop? Wat moet hulle doen? So ons as kinders van die Here, ons is nie 'n skare nie, ons staan nie aan die buitekant en kyk
wat gebeur nie. Ons is besig om te hardloop. Ons is die atlete wat besig is met die wedloop van die geloof. Maar soveel dinge kry ons onder. Daar's soveel dinge wat vir ons teestand kan bied, struikelblokke kan wees, terwyl ons hierdie wedloop hardloop. En daarom gaan die skrywer terug na die voorbeeld van 'n wedloop in vers 12 en 13. Hy sê, daarom rig die slap hande op, en die verlamde knieë weer op, en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat krepeel is nie uit litheid raak nie, maar liewer gesond gemaak word. So hierdie skrywer weet, in 'n regte wedloop, in 'n regte marathon, word 'n mens moeg. Jou arms begin hang, jou bene begin moeg raak, jou knie begin wankel, en dit raak moeilik om hierdie wedloop te voltooi. In 'n regte wedloop is daar dinge soos wind, daar's dinge soos opdraandes, daar's dinge, selfs 'n afdraande kan moeilik wees in 'n wedloop. Daar's dinge wat pla. En so is daar baie dinge wat kan maak dat ons hierdie wedloop van die geloof nie met ywer hardloop nie, dat ons moeg raak. Dat ons miskien afdraai paadjies vat. Ek dink ek het al vir u die voorbeeld vertel. 1 jaar gaan kyk ons atletiek. Ek dink dit was my suster se 2 seuns en ek's daar langs die veld en ek kyk en eers hardloop die meisiekinders. En terwyl die voorste klomp wegspring en hierdie wedloop hardloop, is daar so enetjie agter wat so sy hardloop so amper zigzag, en sy hardloop van hierdie blommetjie op die gras en kyk sy bietjie hier, dan hardloop sy daai kant toe, dan sien sy hierdie geskoenlappertjie en dan sê dit het nou regtig gebeur, dit het ek met my eie oë gesien. Sy is so besig met die goed hier om haar, dat sy nie eens besig is meer met die wedloop nie. Die res van die groep is al klaar, en sy is nog steeds agterna besig om te drentel. Dit gebeur met kinders van die Here. Daar's dinge wat ons aandag aftrek, daar's dinge wat ons wat struikel. Maar so is daar baie raad vir atlete, om aan te hou om die wedloop te hardloop, om gefokus te bly. Nie soos daai dogtertjie wat hier agterna wentel nie, maar wat gefokus is, om by die wenpaal uit te kom. En so is daar in hierdie 3 verse vir ons baie goeie raad. Daai raad is 3 dinge. Ons moet elke las aflê, ons moet volhard, en ons oë moet gefestig wees op die Here Jesus Christus. So dis die 3 gedagtes waarna ons vanaand kyk. Maar ek wil eers by 'n belangrike vraag uitkom. Kyk, ons wil weet hoekom doen ons iets. Ons wil weet, wat is die doel agter dit? En so vra ons eers, hoekom hardloop ons hierdie wedloop? Hoekom moet ons dit met ywer doen? Hoekom is ons so besig om te hardloop hierdie wedloop van die geloof? En die antwoord vind ons in Hebreërs 11 vers 6, die vorige hoofstuk. Vers 6 sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. Met ander woorde, ons doen dit om die Here te behaag. Ons doen dit om die Here te verheerlik deur ons lewens, om hom gelukkig te maak. Om dit nou in menslike terme te sit, om 'n glimlag op sy gesig te sit, wanneer hy na ons en ons lewens kyk. Want Christus het vir ons gesterf. Hy het die groot werk vir ons gedoen. Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees leef ek deur die geloof. Ons het daar vers 6 gekyk, wat ons in die geloof doen. Leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee. Dis die rede hoekom ons hardloop, om die Here wat dit vir ons gedoen het, om hom te verheerlik, om in die geloof te leef. So kom ons gaan kyk dan nou, hoe moet ons dit doen? Ons begin met ons eerste gedagte vanaand. In die wedloop moet elke las afgelê word. Hebreërs 12 vers 1, daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons elke las aflê, en die sonde wat ons so maklik omring. So vanoggend het ons nou primêr gefokus op die sonde waarmee ons omring kan word. Vanaand fokus ons so 'n bietjie meer op die las, alhoewel ons die sonde net so vlugtig sal noem. Maar om in die wedloop van die geloof voluit te hardloop, sê die skrywer vir ons, ons moet elke las aflê. Ons moet daai sonde ook, ons moet dit agter ons laat. Dit wat ons vanoggend oor gepraat het.
En hy bring dit heeltyd terug na 'n voorbeeld van 'n atleet. Want 'n atleet sal alles in sy vermoë doen dat niks hom terughou nie. Weet nie of jy al gesien het, daai tyd sekerlik ook so, maar vandag, hoeveel moeite doen die atlete sodat niks hulle terughou nie? Van die klere wat hulle dra, die materiaal waarvan dit gemaak word, die gewig van hulle skoene, die gewig van hulle kouse, alles word spesifiek afgemeet en gekyk dat daar niks is wat hulle terughou nie. Hulle moet met alles kan hardloop. Niks moet vir hulle 'n struikelblok wees. Want 'n struikelblok of iets wat bietjie swaarder is, of 'n skoen wat probleme gee of iets, kan vir hulle sekondes veroorsaak. En daai sekondes is die verskil tussen wen of verloor. So hulle lê elke las af. Nou gebruik die Hebreërskrywer die voorbeeld. Hy sê, dis 'n mens die wedloop loop in die geloof. Nou as ons in die Grieks gaan kyk na die woord las, dit wat 'n mens van moet ontsla raak, dan beteken dit ook hindernis. So hy sê ons moet van die hindernisse in ons lewens ontsla raak. En dit is enige ding in die kind van die Here se lewe wat kan keer dat hy voluit vir die Here hardloop. Wat kan keer dat hulle met ywer hardloop. So dit kan enigiets wees wat die kind van die Here se aandag van die wedloop afhaal. Dink aan daai klein dogtertjie, die blommetjies en goedjies en dit wat sy sien en 'n skoenlappertjie. Al daai goed wat in 'n kind van die Here se lewe hulle aandag kan aftrek, wat 'n hindernis kan wees, moet afgelê word. Maar dis nie al wat die skrywer noem nie. Ons het vanoggend gepraat oor die sonde en hy sê deur die sonde omring, verstik, dit word deel van jou. Het vanoggend die voorbeeld gebruik, is amper asof jy in water gesit word, dis heeltemal om jou. Jy wil nie, maar jy kan nie help nie. En daai sonde moet ook gelos word, agter ons gelos word. So kan 'n mens die Here nie behaag met sonde in jou lewe nie. Ek dink dit het ek nie vanoggend genoem nie. Jesaja 1 is vir ons 'n wonderlike voorbeeld daarvan. Ek het al oor Jesaja 1 'n boodskap gebring. En dit sê presies, hoe voel die Here as iemand die Here probeer dien en die Here probeer behaag, maar hulle het sonde in hulle lewe. Bewustelike sonde wat in hulle lewens is, en hulle wil nie van dit ontslae raak nie, maar hulle probeer die Here nog steeds dien. Dan sê Jesaja presies hoe die Here daaroor voel. Daai sonde moet afgelê word. Elke las, die sonde moet weggevat. So wat beteken dit vir ons vandag? Wanneer daar iets in my lewe is, wat my terughou om my alles vir die Here te gee, wat my terughou om die wedloop te hardloop en om die Here te behaag, dan moet ek van daai ding wat my terughou, ontslae. Daardie hindernis kan enigiets wees. Enigiets wat my aandag aftrek van die Here af. Dit kan 'n stokperdjie wees, dit kan sport wees, dit kan my werk of my ambisie wees, dit kan enigiets wees, en ek sê weer vir u, dis nie verkeerd om 'n stokperdjie te hê nie, dis nie verkeerd om lief te wees vir sport nie, dis nie verkeerd om ambisie in my werk te hê nie, maar as daai goed my aandag begin aftrek van die Here af, dan is dit 'n probleem. As ek kan vroeg opstaan vir my stokperdjie, maar ek het nie tyd vir Bybelstudie nie, ek het nie tyd vir bid nie, dan weet ek daar's 'n probleem. As ek kan tyd maak Saterdag om te kyk hoe speel die, weet nie wat se spanne speel nou nie, maar om die rugby te kyk, maar ek kan nie tyd maak om Bybel te lees nie, dan is daar 'n probleem. As ek 4 uur in die oggende, 5 uur in die oggende kan opstaan om werk toe te gaan, want ek het ambisie vir my werk, maar ek kan nie tyd vir gebed en die Bybel maak nie, dan is daar 'n probleem. Dan is dit 'n hindernis. Die Here en sy saak moet altyd my eerste prioriteit wees. Dis die laste waarvan ontslae geraak moet word. Enigiets wat tussen my en die Here kan staan. Maar dan word die sonde ook genoem. Sonde wat mense nie meer wil breek nie, wat deel van hulle lewe word. Ons het vanoggend gekyk na daai 4 sonde, biddeloosheid, geestelike hoogmoed. Ons het gekyk na ongeloof en onvergewingsgesindheid, daai 4 spesifieke goed wat mense hulle mee kan laat omring, maar enige sonde. Ons moet met dit breek, ons moet dit los, want sonde maak dat ek die Here nie kan behaag nie. Sonde maak 'n skeidsmuur tussen my en die Here. Daarom moet die sonde afgelê word. Dit moet bely word, dit moet vergewe word, dit moet agter my gelos word. Daar's 'n klein kerkie in Alra Park, daar naby Nigel, ek dink ek mag dit ook al vir u vertel het.
waar hulle altyd gesing het, en dan sing hulle, bely en laat staan. En dit is altyd vir my so mooi geweest. Los dit agter jou. 1 Johannes 1 vers 9, die belofte wat ons het, ons moet dit bely. Die Here is getrou, hy is regverdig. Hy sal ons vergewe, hy sal ons reinig. Dan moet ons daai sonde laat staan. So die eerste is, wanneer ons in die wedloop van die geloof is, en ons wil die Here behaag, en ons hardloop, dan moet ons die sonde, die laste, die goed wat ons kan terughou, moet ons agter ons los. Ons moet van dit ontslae raak. Dan in die tweede plek, in die wedloop moet volhard word. Ons lees Hebreërs 12 vers 1, maar in die B-gedeelte, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. En as ek nou reg is, dan het ons laas Sondagoggend of aand, ek kon nou nie onthou spesifiek wat sê nie, maar het ons ook gepraat oor volharding. So die tweede gedagte wat die Hebreërskrywer hier vir ons gee, is wanneer 'n mens die wedloop in die geloof hardloop, moet jy volhard. Jy moet aanhou. 'n Mens moet nie moed opgee nie. Paulus sê in 1 Korintiërs 9 vers 24. Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie? Hardloop so, dat julle dit sekerlik kan behaal. Vers 26. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. So dit kom neer op toewyding. Ek gee my alles, ek is toegewyd in hierdie hardloop van my, in my Christelike lewe. En hiervan het Paulus baie ervaring. As ons dink aan alles wat daardie man moes deurgaan, Paulus. Hy is gestenig, hy is gelos vir die dood, uit hoeveel dorpe uit is hy nie gejaag nie. Ons het nou met die Woensdag aand bidure wat ons met die briewe kyk, het ons meer as een keer vir mekaar gesê. Hy is daar uitgejaag, hy is weggejaag. Ek dink Thessalonisense was een van hulle. Uit skipbreek gelei, die boot het gesink en hulle was daar op die rotse gewees. Hy is deur slange gepik. Hy het teenstand gekry van mense van buite, mense wat nie wou hê hy moet preek nie. Hy het teenstand gekry van mense binne in die kerke wat sy gesag bevraagteken, wat sy leer bevraagteken, en hy het aangehou. En aan die einde van sy lewe, 2 Timoteus 4 vers 7, ek het laasweek ook die vers aangehaal, skryf hy, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou. Hy het dit aangehou, en aangehou, en aangehou, tot op die einde, hier waar hy sit, in die tronk van Rome, en hy weet, dis die einde van sy lewe, skryf hy uiteindelik die wedloop voltooi. Ek het aangehou, en dis nie altyd maklik. So mens dink aan sport en hardloop en al die goed, en dis nie altyd maklik om aan te hou. En so in die gees, in die Christelike geloofslewe, dis nie altyd maklik nie, maar die boodskap wat die Hebreërskrywer vir ons oordra, hou net aan. Ons het vroeër gesê, daar's baie dinge vandag wat ons wil onderkry, daar's baie dinge wat teëstand bied, 'n magdom goed wat ons oor ons pad gaan kry, soos wat atleet wind en opdraandes en allerlei goed kry, en miskien klippe in die pad, soos daar moeilike tye wat ons deurgaan, daar's dinge wat ons geloof toets, maar dan moet ons aanhou en op die Here vertrou. Hebreërs 11 vers 6, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner van die wat hom soek. Aanhou op die Here vertrou, aanhou met daardie geloof. Dan sal natuurlik die duiwel met sy versoekings, hy wil hê ons moet struikel, hy is die brullende leeu, hy wil weerstand bied, hy wil ons keer, maar ons kan staan nie. Efesiërs 6 vers 11, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die wêreld. Dis baie dinge wat ons kan laat struikel. Ons dink aan wat ons ook laasweek van gepraat het, en die bid hier met Demas, wat vir Paulus verlaat het, wat hy die teenwoordige wêreld lief gekry, daar's rykdom, daar's wêreldse mag, daar's die negatiewe goed soos moedeloosheid, depressie, die druk van die lewe, se pryse wat opgaan, salarisse wat dieselfde bly. Daar's soveel goed om op te noem wat mense vir hulle teëstand bied, wat mense onderkry, wat hulle keer om te volhard in die wedloop. En ons kan dit nie op ons eie krag doen nie. Ons moet aanhou in die krag van die Here, ons moet aanhou terwyl ons die Here vertrou, aanhou in die geloof. Sodat ons as Paulus kan sê, ek het die gewedloop
ek het die wedloop voleindig. Dan ons laaste gedagte, ek het vir u gesê, ons hanteer hierdie 3 vanaand, ons laaste een in die wedloop, moet die oog gefestig wees op Jesus. Hebreërs 12 vers 2, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof. So as daar nou een ding is wat uitstaan, is dit atleetse fokus. Hulle is totaal en al gefokus op daardie wenpaal. Hulle gee 100% alles wat hulle het om daar uit te kom. Hulle fokus nie op dit rondom hulle nie. Hulle fokus nie op wat op die baan gebeur nie, want dan sal hulle nooit wen nie. Sy fokus moet reg wees. En ek kyk heel toevallig gister die video van Wout van Niekerk, toe hy die wêreldrekord gebreek het in die 400 meter. En tot op daai laaste meter, terwyl hy ver voor was, tot op daai laaste meter, het hy nie links of regs gekyk nie, hy het voor hom gekyk, tot hy bo oor die lyn is. En so mooi voorbeeld. Hebreërs skrywer skryf, die kind van die Here se fokus moet ook reg wees. Sy fokus moet die Here Jesus wees, die oog gefestig op Jesus, die leidsman, die voleinder van die geloof. Dus ons weer maar net vir Paulus as 'n voorbeeld kan gebruik. Die Here Jesus was sy fokus, hy was sy hele bestaan, hy skryf in Filippense 1 vers 21, vir my is die lewe Christus, die sterwe is 'n wins. Paulus gebruik ook die voorbeeld van 'n atleet in Filippense 3 vers 14, hy sê, een ding, ek vergeet die dinge wat agter my is, ek strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel, om die prys te verkry van die hoë roeping van God, in Christus Jesus, dis sy fokus. Een van die verse wat die laaste tyd al meer as een keer opgekom het. Sy fokus is Christus. En kyk net watter voorbeeld is Paulus nie vir alle kinders van die Here nie. En daarom as iemand die wedloop in die geloof ten volle wil hardloop, moet hulle fokus reg wees. Hulle fokus moet die Here Jesus wees. En ons wat hier saam is, ons het die Here Jesus lief, ons weet dit. Dis hoekom ons hier is. Dis hoekom ons die Here wil behaag, ons is lief vir hom. Dis hoekom ons in die wedloop hardloop, ons doen dit vir ons meeste. Maar om dit te doen, moet ons oë gefokus op hom wees en op hom bly. Die bekende voorbeeld van Petrus, toe hy daar op die water loop, hy is oor die boot se kant en hy is op die water, op pad na die Here Jesus, toe oog gefestig op die Here Jesus. En hy loop op die water, die wind, die storms, alles was daar. Dit is nie skielik daar opgesteek nie, dit was daar, maar sy oë is op die Here Jesus. En die oomblik toe hy sy oë van die Here afhaal, toe sink. Ons leer die les. Fokus op die Here Jesus. Rig jou oë op die Here Jesus. En die vers het dit so mooi uit, en hy sê, Jesus, die leidsman. Die een wat vir ons leiding gee, die een wat vir ons rigting gee. As ons oë op die Here Jesus is, dan is hy ons leidsman. Hy wys vir ons wat ons moet doen, waarheen om te gaan, sodat ons hierdie wedloop kan hardloop. En dan sê hy die voleinder van die geloof. In die Grieks gee vir ons die gedagte, die betekenis van hy wat deurdra tot die einde. Ons het vroeër gesê, ons kan nie volhard op ons eie krag nie. Dis net die Here Jesus wat ons deurdra. En dis wat hy hier bedoel as hy sê die voleinder van die geloof. Johannes 15 vers 5, ek is die wynstok, julle die lote wie in my bly en ek in hom. Hy dra veel vrug, sonder my kan julle niks doen. Ons lewens, ons oë gefokus op die Here Jesus, ons verhouding wat ons met die Here het, ons oë gefokus op die Here Jesus, deur die kontak wat ons gereeld met hom het, deur sy woord, deur gebed, daai verhouding met die Here Jesus moet my prioriteit wees. Dis al ons oë op die Here Jesus fokus. Dis ons die wedloop voltooi. Oë gefestig op die Here Jesus. En daarmee sluit ek af. Ek het vir u gesê, ons is in hierdie wedloop. Ons is die atlete wat besig is om te hardloop. En ons wil nie moeg raak nie. Ons wil nie verslap nie. Ons wil nie wankel of struikel nie. En nou sê die Hebreërs skrywer vir ons, hoe kry ons dit reg? Hoe kan ons die Here welbehaaglik wees, deur met ywer die wedloop te hardloop? En hy begin deur, lê die laste af, die sonde, lê dit af. Dit keer 'n mens. Dan sê hy ook vir ons moet volhard. Al kom daar teëspoed, al kom daar dinge oor ons pad, hou net aan. En dan die laaste, ons fokus moet reg, is oog gefokus op die Here Jesus.
Ons doel as kinders van die Here, ons wil ons Here welbehaaglik wees. Hy het so groot werk vir ons gedoen, deur aan die kruis te sterf. Deur sy genade vir ons te wys, deur sy liefde te wys, deur ons sy kinders te maak. Nou moet ons 'n offer vir die Here Jesus wees. Nou moet ons hierdie wedloop vir hom hardloop. En ons moet alles gee. Hebreërs 12 leer ons hoe om dit te doen, daai 3 dinge. So kom ons gee ons alles. Ons besluit ons gaan hierdie wedloop loop. Ons besluit ons gaan ons alles vir die Here gee met nuwe krag, nuwe ywer. Ons gaan vir die Here arbei. Want soos Paulus kan sê, ek hardloop nie soos een wat onseker is nie. Ek slaan nie met die vuis soos een wat onseker is nie. Ons los hierdie goed agter ons. Die laste, die sondes, los dit agter ons. Hou aan, oog gefestig op die Here Jesus. Dan sal ons die wedloop uiteindelik voltooi. Amen. Kom ons buig die hoofde en dan moet ons net saam. Wonderlike Here, ons kom sê vir U dankie vir hierdie boodskap wat U vir ons gee, vir die aanmoediging, Here, wat ons het, terwyl ons in die wedloop hardloop. Ons word soms moeg. Daar's teëstand, daar's dinge wat ons onderkry, daar's dinge wat ons terughou, Here, en so kom U deur die woord, en U help vir ons om van daai goed ontslae te word. U help vir ons om aan te hou, te volhard, deur U krag, deur ons oë op U te vestig. En so bid ons, Here, dat U vir ons sal help om dit vir U te doen. Dat ons alles gee, dat ons sal ywerig wees vir U. Want kyk wat het U vir ons gedoen. Dat U liefde aan ons bewys het. Dat U ons vergewe het aan die grootheid van U genade. Dat U ons U kinders gemaak het. Dat U 'n pad met ons stap. Dat U U Gees vir ons gegee het. Dat U ons help om heilige lewens te leef. Alles wat U vir ons gedoen. Ons wil hierdie wet vir U hart. Help ons daarmee, Here. Geef ons die krag, geef ons die wysheid, geef ons die insig, dat ons kan aan. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen.